het dan nou op die laaste kruiswoorde van ons Here Jesus Christus, die 7de een, ons lees daar vanaf vers 28 tot 30 van Johannes 19. Daar staan, hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul, en op 'n hisopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Let op vers 30 weer. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Ons lees op talle plekke in die Bybel dat die Here Jesus sê dat hy gekom het om die wil van sy Vader te kom volbring. Hy kom verrig die werk van sy Vader. Het jy al daaroor nagedink wat hierdie woorde beteken? Het jy die erns van hierdie woorde dan ook al besef? In die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 17 word vir ons vertel van die werk wat die Here Jesus kom doen het en wat dit beteken. Daar staan, ons glo dat ons goeie God, nadat hy gesien het dat die mens homself in die liggaamlike en geestelike dood gewerp en geheel en al ellendig gemaak het, deur sy wonderlike wysheid en goedheid die mens, toe hy al bewende van hom weggevlug het, opgesoek en getroos het met die belofte om hom sy seun te gee, wat uit 'n vrou gebore sou word, om die kop van die slang te vermors hom, soos daar staan in Genesis 3 vers 15, en hom geluksalig te maak. Wanneer die Here uitgeroep het, dit is volbring, is dit hierdie dinge wat hy kom doen het. Dit dui eerstens op die werk wat hy voltooi het. Hy was ten volle aan sy Vader gehoorsaam. Hy het die goeie werke kom doen, hy het dit kom doen wat ons, jy en ek, nooit kon doen nie. Dit het hy aan ons kom gee, dit het hy kom doen. Tweedens het hy homself veroffer, hy sy lewe vir ons gegee, sodat ons mag lewe. Die straf op die dood is immers, of die straf op die sonde althans is immers die dood. Dis wat die Here kom doen het. Hy het 'n lewe gegee. Hy het sy lewe gegee, sodat jy nie jou lewe hoef te gee en vir ewig van God af weg te wees. Verder het hy versoening en vergifnis van sonde kom gee. Daai wonderlike woorde van Psalm 103 vers 12 wat sê dat die Here ons sondes, ons ongeregtighede van ons verwyder sover as wat die ooste van die weste af is 'n wonderlike woorde. Dit wys vir ons hoe groot sy genade is. Hy verwyder dit van ons, so ver van ons af. Ja, as die duiwel kom en sê, onthou dit, onthou jy dat? Dan sê ons nee, want die Here het dit van my verwyder. Nie omdat ek iets gegee het of gedoen het nie, maar omdat Christus iets gedoen het. Hy het sy lewe vir my kom gee. En dan laastens het hy verskriklike lyding dan ook beleef, soos ek weet. En in die laaste plek het hy dan ook in sy eerste koms dan ook, het dit ook in vervulling gegaan, hierdie eerste koms van hom, soos daar ook voorspel is. 'n Verlosser gaan kom, 'n koning uit die nageslag van Dawid gaan daar wees. En hy het 'n wonderlike heerskappy. Hy is die koning van vrede. Beleef jy daardie vrede wat jou verstand te bowe gaan? Want dit is wat die Here dan ook gee en gedoen het toe hy gesê het, dit is volbring. Amen. Kom ons bid saam. Die woorde, dit is volbring, tref ons harte, Here Jesus. Ons dank U dat U lewe vir ons gegee het. Dat ons bewus is van ons ellende en ons sonde. Dat ons vra, waar kom ons verlossing vandaan? By Christus alleen. En dat U daardie uitkoms gegee het. Dat U ons verander en help ons om elke dag van ons sondes al weg te draai. Daarteen te stry in ware vreugde en ware vrede
en ware liefde vir U sal hê. Dat ons sal lewe soos wat U van ons vra. Dat ons nie net die woorde sal hoor, dit is volbring, en nie uit daardie waarheid lewe dat ons verlostes is nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.